ek het seker vir omtrent 3 maande wat ek teruggeval het en ek het regtig, dit was uit woede uit vir die Here, soos wat ons maar altyd maak. Ons raak kwaad vir die Here wanneer dinge nie reg gaan in ons lewens nie. Okay, so my naam is Vicky. Ek is oorspronklik van die Wesrand. Wel, ek is gebore in Pretoria, sover as ek kan onthou. Dit is so 50 jaar terug. En my laaste plek waar ek gebly het was nou op die Oosrand in die Boksburg area. Wel, ek het nie 'n baie goeie kinderlewe gehad nie. Ek was op 'n baie jong ouderdom weggevat van my ma af. Nie as gevolg van enigiets snaaks nie, dit was maar net, my ma het baie gesukkel, ons was baie arm, en my ouma het my ingevat. As 'n kind het ek dit nie baie mooi verstaan nie, so ek het obviously aan verwerpingsissues gelei. Ek het gedink my ma wil my nie hê nie, so ek het met daai groot geword, en ek het verskriklik erg aan depressie gelei, en ek het angs gehad, maar op my jonger lewe, voordat ek na my ouma toe is, was ek ook seksueel gemolesteer en verkrag. Wat 'n baie groot impak op my lewe gehad het. Weet die mense besef nie wat hulle doen aan kinders as hulle so iets doen nie. Mans, vrouens, maak nie saak wie jy is. Julle verstaan nie, julle verwoes 'n kind se lewe. Hulle steel jou hele menswees van jou. Hulle steel jou hele kindwees van jou af. So ek het met hierdie goed gestruggle my hele lewe. Ek dink ek was, as gevolg daarvan, was ek seker vir die grootste deel van my lewe, was ek verslaaf aan een of ander ding. En dit was nie noodwendig, soos wat ek later in my lewe was, wat ek baie erg op dwelms was ek as kind miskien verslaaf aan te veel eet, of te veel slaap, of te veel van enigiets. Jy weet, alles wat jy te veel doen, is mos maar 'n verslawing. En ek het altyd gedink, ja nee, ek was net 'n verslaafde gewees vandat ek hier in die hoërskool gekom het, maar ek was nie. As jy mooi sit en dink, dan was ek al verslaaf van kindertyd af. En dit is maar as gevolg van traumas en goed wat gebeur in 'n mens se lewe, en 'n mens soek 'n uitlag, met 'n uitlaat, en iets om daai pyn weg te vat en stil te maak, en dan gaan jy en jy gaan delf in al hierdie dinge in, en ja, dit verwoes lewens. Dit is, as ek vat, ek was in die laerskool, was ek in Ermelo gewees, by my ouma, ek het daar groot geword, en ek het in standaard 6 het ek na my ma toe gegaan in Kreersdorp, wat in die weste van Johannesburg is. Ek het daar skool gegaan, en toe het ek in my rebelse tiener, ek was 'n baie rebelse tiener gewees, ek het verskriklik beklei. Ek het op my eerste keer op 14 het ek al gedrink, was ek al dronk. Ek het vir die eerste keer op 14 al dagga probeer. Ek het op 15 het ek reeds my virginity verloor. En ek het beklei soos nog iets, vuis geslaan, soos mans moet vuis slaan, het ek vuis geslaan. So, ek het soveel woede in my gehad as gevolg van dinge wat met my gebeur het as 'n jong kind. En die verwerping en daai goed. Mens lei so verkeerde lewe. En ek het later deur baie trauma gegaan. My oudste dogter se pa hy was baie ontrou gewees, hy het 'n bietjie rondgeloop, so daar het ek baie seer gekry. My dogter was about 3 jaar oud gewees, toe ek en hy uitmekaar uit is, en jy weet, dit laat letsels agter. Ek het toe my tweede man 'n paar jaar later ontmoet, ek het 'n seun gehad, hy is nou 18, my dogter is 28, en 3 jaar na my seun se geboorte het ek nog 'n kind gehad, en sy was 2 maande oud toe sy oorlede aan hartprobleme, wat vir my ongelooflike trauma was. 'n paar jaar na dit het my pa besluit hy is moeg vir die lewe, en toe skiet hy homself. So die selfmoord was weer eens 'n trauma. En toe in die tyd met die COVID, met die lockdown, het my stiefsuster, is maar my suster, ons het saam groot geword, het sy besluit, sy is moeg vir die lewe, en sy hang haarself in die stort. En nou in November laas jaar is my jongste sussie, die baba van die familie, oorlede aan 'n baie rare longkanker. So, ek het ongelooflik baie trauma. Ek was, soos ek sê, ek was my hele lewe lank verslaaf aan een of ander ding. Ek het omtrent 3 jaar terug, het ek saam met my dogter hulle by hulle kerk gekom, en die pastoor het gepraat, en
hy het gesê as daar enigiemand is wat gebed nodig het, staan op en kom vorentoe en ek het dit asof my voete het hulle self gelei tot voor in daai kerk en die pastoor het hande opgelê en hy het oor my geprofeteer en hy het gebid en ek was verslaaf aan crystal meth en ek het nadat ek daar weg is, dus ek terug huis toe. Maar nou, voordat ek daar kom, ek het voor dit, het ek cat gedraai en ek het lang cat gebruik en ek het vir 2 jaar tussenin opgehou en toe weer teruggeval en weer cat gebruik en toe oorgegaan na crystal meth toe. Voor dit was dit al hierdie party drugs, ecstasy, acid, mushrooms, you name it, wat ook al daar was, ek het kokaine gesnyf. Ek dink die enigste ding wat ek nie gedoen het nie was heroin. En ja, dit los nie veel nie, dit is net heroin. Maar ek was baie erg verslaaf aan crystal meth gewees en ek het vir my dogter ook eendag gesê, jy weet, dit is maar deel van my lewe, ek sal seker dit gebruik tot die dag wat ek doodgaan. Ek het ook vir gesê, ek sal nooit na 'n rehab toe gaan nie. Dit is nou maar net 'n deel van my lewe en hulle moet nou maar net vrede maak daarmee. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. En toe ek nou die dag saam met hulle by die kerk was en hulle pastoor bid vir my en ek gaan huis toe, terug Kreersdorp toe. Die eerste ding wat ek nou ek het obviously weer gegaan en my dealer gebel en 'n pakkie kristal opgetel. En ek het die goed gerook en ek het skielik gevoel, yes man, nee, nou voel ek siek. Ek dink ek nee, miskien is ek nou net besig om siek te raak. Ek het die goed eenkant gesit, ek het in die bed geklim, ek het geslaap. Ek het so 2 dae wat ek nie lekker gevoel het nie. En toe moet ek terug aan werk toe. En ek het toen nog die pakkie daar en ek het die dealer gebel en ek moet hom beklei want ek sê nee, hy gee vir my goed wat sleg is en hy het vir my dit omgeruil, presies dieselfde. Elke keer as ek die goed gebruik, as ek dit rook of snyf, maak dit my siek. Ek was eventually 'n hele week van die werk af gewees wat ek kon nie werk nie. Die goed het my so siek gemaak, ek kon nie werk nie. En ek het toe besef dat dit is nie die goed wat sleg is nie. Dit is die Here wat my aangeraak het. Die Here het gemaak dat daai goed vir my sleg proe. En ek het net daar besluit ek gaan Oosrand toe, ek gaan na my dogter hulle toe. Ek gaan skoon kom eerstens. Ek was vir 'n maand skoon gewees voor ek oorgegaan het na hulle toe. En ek gaan na 'n rehab toe en ek gaan my lewe regkry. Ek was in 'n rehab gewees vir 'n maand. Vir 6 weke, ek was 'n maand skoon, toe gaan ek rehab toe. Ek het besluit ek wil nog steeds rehab toe gaan. Ek was vir 6 weke in die rehab, ek het skoon gekom, ek het begin gereeld kerk toe gaan, ek het die AA meetings en goed bygewoon. Alles het goed gegaan van 2,5 jaar en toe my dogter, my jongste suster oorlede. En dit het net, die impak wat dit op my gehad het dit was hard. Dit was iets verskrikliks. En ek het net gevoel, ons het so gebid vir haar. Ons het so baie die Here gevra asseblief, gee net genesing, bring net genesing. En ons glo en vertrou vir genesing. En dit was regtig 'n 2 jaar van hel vir ons gewees met haar siekte, om te sien dat sy so pragtige, gesonde mens, so vinnig, die kanker het haar in 'n oogwink gevat en dit het net agteruit gegaan. En sy het gegaan vir 'n operasie waar hulle haar een long verwyder het en toe dit vir 'n klein rukkie goed gegaan waar sy in remissie was en toe raak sy weer siek en dit was 'n kwessie van 'n week toe sy kind
sy dood. En dit was baie bitterhard en dit was seer. En ek het ook toe nou agtergekom dat ek weet nie hoe om te deel met my traumas nie en met sulke tipe verliese nie. Ek is deur baie en die feit dat ek nog staan is seker 'n baie goeie teken, maar ek het nodig om te leer om te deel met sulke tipe goed. Ek het seker vir omtrent 3 maande wat ek teruggeval het en ek het regtig, dit was uit woede uit vir die Here, soos wat ons maar altyd maak. Ons raak kwaad vir die Here wanneer dinge nie reg gaan in ons lewens nie. En in plaas daarvan dat ons nader aan hom beweeg en sy hand vashou, soos wat hy ons vashou deur daai tye, hardloop ons van hom af weg en ons wil vir hom kwaad wees en ons wil hom blameer vir alles wat verkeerd gaan. Ek dink, nou, as ek vandag nigter daaroor dink, dan dink ek dit was meerendeels dalk net 'n verskoning om weer te gaan gebruik. Maar soos ek sê, ek was 3 maande omtrent dat ek teruggeval het en maar ek was die hele tyd aangekla deur my wat noem jy dit, jou conscience of jou, ek glo dit was die Here, dit is die Here wat my, of die Heilige Gees wat my aangekla die hele tyd, want ek het die hele tyd skuldgevoelens gehad daaroor. Saam met die terugval op die dwelms het ek ook natuurlik verskriklik erg begin dobbel. En ek het geld gemors, geld wat nie noodwendig aan my behoort het nie. En ek het toe skoon gekom. Ek het vir my ex-verloofde vertel daarvan. Ek het vir my ouers almal ingelig dat dit is wat gebeur het, dit is wat ek gedoen het. En ek is toe na 'n luxury kliniek toe in Kempton Park, ek sal nou nie die name noem nie, waar ek toe nou gerehabiliteer word. So hulle gee vir jou medikasietjies wat jy nodig het om af te kom van die goed en daar's 'n klomp sielkundiges en hulle help jou om deur jou probleme te werk en goed. Maar ek het besef dat terwyl ek daar was, hierdie gaan nie vir my werk nie. Ek gaan nie so op hierdie manier weet kom waar ek wil wees nie. Ek het 'n paar maande voor dit gebeur het 'n profeet van Texas af, was hy by ons kerk gewees. En hy het geprofeteer oor my lewe en gesê dat ek gaan eendag help om kerke te bou. Ek gaan die wêreld sien. Ek gaan vir mense vertel van die Here. Hy sien my voor op 'n gehoog staan. Hy sien waar ek mense lei en met mense praat en praise and worship en ek is ongelooflik lief vir praise and worship. Dit was nog altyd my ding. Ek's lief vir sing. So toe bel my dogter my die dag en sy sê vir my, mami, ons het gehoor van hierdie plek, School of Fire in die Noord-Kaap. Dit is blykbaar jy gaan soontoe om te gaan. Nee, dit is nie 'n rehab center nie, dit is waar hulle jou help om te verbeter op jou lewe en dan gaan jy in die Bybelstudiekant in, waar jy dan ook kan gaan leer om 'n sendeling te word of 'n pastoor te word of 'n beraader te word. En ek weet ek het 'n passie vir berading byvoorbeeld. Ek hou daarvan om met mense te praat en ek luister graag en ek probeer altyd raad gee. Dit is altyd so maklik om my eie raad te volg nie, maar ja, die raad gee is maklik. En toe ek dit hoor, het ek vir haar dadelik gesê, okay, kyk, weet jy wat, vir die vorms in, ek wil definitief, dis waar ek wil wees. Ek het hier aangekom, 'n week later, nadat dit gebeur het. Ek het die rede hoekom ek eintlik in hierdie in die sentrum opgeëindig het, was omdat toe ek nou, nadat ek uitgevind het, ek het nou verkeerd gepraat, ek het nou 'n hele belangrike stuk uitgelaat. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het ons ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou
jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire. Nadat ek toe nou uitgekom het met my fout wat ek gemaak het met die dwelmgebruik en die dobbelary, het ek so skuldig gevoel en my ex-verloofde was ongelooflik kwaad vir my en ek het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. Ek het gevoel hy het my verskriklik hard gejudge en alles, maar ek het nie besef wat ek aan hom gedoen het deur vir hom dit weg te steek nie. Hy het van die begin af vir my gesê, wees net met my eerlik, want hy het geweet waarvan ek kom. Hy het geweet hoe hard ek op dwelms was en hoe lank ek op dwelms was. Hy het saam met my die pad geloop, hy het saam met my gestaan en ek het net dood eenvoudig besluit, hy is nie belangrik genoeg om dit met hom te deel nie. En vir 3 maande lank het ek dit weggesteel. Vir 3 maande lank het ek gejok oor waar ek is en wanneer ek daar is en wat ek doen. En dit is so verkeerd in soveel maniere. En ek verstaan vandag waar ek sit, verstaan ek absoluut hoekom hy my nie kan vertrou nie en hoekom hy my nie vertrou nie. Maar omdat ek op daai stadium toe nou so sleg gevoel het en so, dit is maar tipies dwelmverslaafde. Jy dink altyd, mense is so lelik met jou, maar meantime het ek al hierdie probleme en ek het nodig om hierdie goed te gebruik om net normaal te kan funksioneer. Kan hulle dit nou nie verstaan nie. Jy blameer alles en almal om jou behalwe vir jouself. Want jy is nie 'n victim wanneer jy dwelms gebruik nie. Dit is 'n nugter besluit wat jy maak om daai pad te loop, om nie almal wat deur traumas en seer kry is in hulle lewe gaan dwelms doen nie. Ander mense gaan deur erger dinge en kom 100% aan die ander kant uit sonder dat hulle ooit dwelms gebruik of alkohol misbruik of enigiets van daai aard doen. So ja, ek dink dit is net 'n verskoning wat ons gebruik. Ons is ongelooflik selfsugtig. Ek het my familie seer gemaak, ek het my ouers ongelooflik seer gemaak, my kinders. Maak nie saak hoe baie ek vir myself sê ek is goed vir my kinders en ek is lief vir my kinders en ek het gedoen wat ek kon nie. Dit is 'n leuen, want ek kon meer vir my kinders daar gewees het. Om vir hulle geld in die hand te stop en te sê gaan geniet jouself is nie liefde en omgee nie. Ek was nie daar nie, ek was 'n absent ma gewees en ek voel skuldig daaroor. En al hierdie skuldgevoelens het op een slag net weer teruggekom na my toe en opgeborrel en ek het toe besluit ek gaan 'n einde maak aan my lewe. Ek het voorskrif medikasie gehad vir angs en depressie en ek het slaappille gehad en ek het pynpille en ek weet nie wat ek het 'n helse klomp pille wat ek gehad het by die huis en ek het die goed alles op een slag gedrink en toe dink ek wel net om seker te maak ek gaan dood, het ek die revolver uit die kluis uitgehaal, uitgesteel eintlik en ek het besluit ek gaan myself nou skiet. En ek het toe op daai stadium nou klaar begin die mekaar voel van al die pille en ek het die revolver van die safety lock afval. Toe gaan die skoot in my knie af. En ek het van die pyn net my knie vasgegryp en ek het daar gesit en my ore was toegeslaan gewees en die volgende oomblik toe ek uit. En ek het 2 dae later in die hospitaal wakker geword. Hulle moes my maag pomp en hulle het my been gedokter en alles. En nou vandag kan ek nugter daaroor sit en dink, en dit was die Here se hand wat daar was. Want as dit nie vir dit was nie, het ek daai geweer teen my kop gedruk en ek sou myself geskiet het en ek sou nie vandag hier kon sit nie. En dit is die rede hoekom ek toe na hierdie kliniek toe was om met die sielkundiges en goed te werk en dit was net nie ampel net, dit sou nie vir my gewerk het nie. En ek het toe School of Fire toe gekom, toe ek hier aangekom het ek gedog, joh, okay, die plek is rof, ek is 'n bietjie bederf, dit is rou terrein hier, dit is 'n plaas, die kamers is rou sement, die showers is nie altyd warm nie, die kos is nie wat ek aangewoond is nie, jy weet, ek is gewoond om my kos of 'n menu af te bestel, so dit was a lot of getting used to. Maar ek glo tog nou dat ek bietjie meer in dit is en ek glo dat en ek bietjie meer geriefliker begin raak met dit. Weet ek dit is opleiding vir my om uit te gaan in die sendingveld eendag. Want 'n mens gaan nie altyd luxuries om jou hê nie en hierdie maak jou gereed daarvoor. Ek moet dan ook bysê dat met die hulp van die mense hier en die motivering kon ek op my tweede dag wat ek hier was, het ek my sigarette neergesit na ek eers met die Here baie hard gestry het in die kamer oor of ek dit moet doen of nie moet doen nie. En toe ek nou na die gesprek wat ek gehad het met God, het ek my goed gevat en my sigarette gevat en ek het dit gaan ingee en ek het gesê ek is nou klaar. Ek het tweede dag 2. En
net as gevolg van die gesprek wat ek met die Here gehad het en die sekerheid wat ek by hom gekry het dat dit is die regte ding om te doen, kan ek vandag vir julle sê dat ek nog nie een keer 'n craving gekry het nadat ek opgehou rook het nie, en ek gaan nou vir amper 4 maande. Ek het op my 2de week, toe gee ek my pille in, toe sê ek is klaar met my pille, my depressie en my angspille. Daai aand wat ek my pille ingegee het, was die eerste keer in jare wat ek in die bed kon klim en dadelik in die slaap geraak het en deurgeslaap het. Dit was die lekkerste aand se slaap wat ek in my lewe nog gehad het. En ek gee vir die Here al die lof en al die eer daar. Ja, hierso doen jy sendingwerk, ons gaan uit, hulle lei op om 'n sending te wees. Ons gaan uit en ons gaan bedien mense in die veld daar. Die studies is relatief maklik. Hier's soveel mense wat jou support en die Here is absoluut hier en hy's present en ek sê net absoluut dankie vir die Here vir nog 'n kans. Ek is so dankbaar dat ek nie op daai bed kon sit en daai snydertjie my kon trek waar ek sou dood gegaan het nie. Ek is dankbaar dat die Here sy hand daarin was en dat ek die opportunity het om vandag nog hier te kan sit en met julle te kan praat. Mense moenie opgee nie. Die Here is lief vir julle almal en daar is hoop vir elke liewe een van julle. Ek was 'n verslaafde vir meer as 30 jaar van my lewe en ek sit vandag hier, ek is gesond, ek lewe. Maak nie saak wat ek verkeerd gedoen het in my lewe nie. Ek het nog 'n kans om reg te maak. Ek het nog 'n kans gehad om reg te maak met my gesin, my ma, my kinders. Ek het nog 'n kans om 'n lewe te lei, 'n ordentlike goeie lewe te lei, om siele vir die Here te kan wen en so ook te kan verseker dat ek daar gaan wees in die hemel eendag, waar my kind vir my wag, die een wat ek aan die dood moes afstaan, my familie, die mense, my geliefdes wat ek aan die dood moes afstaan, wag vir my daar. En dit is hoe lief die Here my het en dit is 'n absolute bewys dat hy daar is en hy bestaan. So ja, ek wil maar net dit met julle gedeel het en ek hoop regtig dat iemand vandag na die Here toegelei sal word deur hierdie getuienis. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International en dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën.